Goeiedag, ons hanteer vandag die laaste gedeelte van die kontrak. En ek wil met jou gaan deur wat die kontrak bepaal en ek, soos ek al reeds gesê het, ongelukkig kliënte lees nie altyd die kontrak nie. Dit is 'n lywige produk, dit is geskryf in, party mense ervaar dit is in taal geskryf wat hulle nie wil verstaan of kan verstaan nie. Maar dit is eintlik heel prakties van aard, maar kom ek verduidelik vir julle net gou. Die polis word goedgekeur, jy het die polis uitgeneem en die kontrak bepaal dat die polis is goedgekeur sodra die maatskappy die aansoek aanvaar het. Jy het aansoek gedoen en nou aanvaar hulle dit. Die begin van die kontrak sal begin die datum van aanvaarding. Die wagperiode sal ook baie keer wees vanaf daai datum. En dan, wanneer die eerste premie betaal word deur die kliënt, dan is die aksie van die kontrak in plek. Dit beteken dat die voordele van die polis is dan nou al geldig. Die polis-eienaar is die eienaar van die polis en hy kan handel met hierdie polis soos hy wil. Hy kan mense bysit, hy kan mense afhaal, hy kan voordele verhoog, hy kan voordele verminder. Hy bly die eienaar van die polis en die maatskappy praat met hom. Hy is basies die enigste ou met wie die maatskappy praat. Hy wys 'n begunstigde aan. En die begunstigde is die persoon wat sy begrafnis gaan reël, indien daar dan nou dood is van die polis-eienaar. Dit is die persoon met wie die maatskappy dan sal gesels, of in kontak tree. As die eienaar oorlede is en die begunstigde is dan nou, kom ons sê, baas van die polis. Voordele van die versekering, soos ek gesê het, kan enige tyd verhoog word, verminder word, verander word tydens die loop van die polis. 'n Polis kan enige tyd gekanselleer word ook. Dit is nie nodig om net te los nie. Ek sal voorstel, jy sit dit op skrif en jy sê, hoor so, ek wil graag my polis nommer so en so kanselleer met ingang van hierdie datum. Het is belangrik dat jy met ingang van hierdie datum, wat baie keer gebeur het dat 'n debiet onderlaat gestop word, of jy betaal deur jou werkgewer en op jou salarisstrokie word dit nog vir 2 maande daarna gevorder, sodat die maatskappy hierdie gelde vir jou kan terugbetaal. 'n Polis wat uitgeneem word, enige polis, het 'n afkoelperiode. Die afkoelperiode word deur die FSCA daarso geplaas, dat kliënte ingeligte besluit kan neem, indien hulle nie 100% seker is van die verduideliking van die polis nie. Die afkoelperiode is gewoonlik 30 na 31 dae, afhangende van wat se maand jy is. Die afkoelperiode laat jou besluit om te sê, hoor hierso, ek wil nog 'n verandering maak op hierdie polis, dan is ek met alles gelukkig en van daar af sal ek die polis aanvaar. So hierdie is maar basies die kort aspekte van wat jy as polis-eienaar, waar jy staan, waar jou begunstigde staan, waar die mense staan wat op die polis is. En ek wil net afsluit deur te sê, onthou net, die mense wat jy op die polis verseker, moet mense wees met bloedverwante familie. Daar is ook gevalle waar werkgewers kan vir hulle werknemers 'n polis uitneem. Maar daar moet 'n kontrak wees tussen hierdie partye. So gesels met jou versekerde agent, jou versekeringsagent, jou makelaar, en klaar uit al hierdie klein aspekte rakende jou begrafnispolis. Ek hoop hierdie het vir jou gehelp. My volgende 2 video's, 3 video's, 4 video's gaan wees dat sekere maatskappye add value, voeg waarde by tot die kliënt, en daarby gee hulle nog 'n ander tipe voordele vir 'n kliënt ook, en sy familie. Een, soos byvoorbeeld wanneer jy te sterwe kom, wat kan gereël word, wat ingesluit is in hierdie polisse, en indien jy nog lewe, wat jy kan gebruik ook vir jou en jou familie. Moenie die volgende episodes mis nie. Totsiens.